Môre graad 12 en ons kyk na ons pad 2021, 'n tyddeel oord, timeshare oord, dit is wat ons hierso gaan ontwerp. Hulle praat van 3 erwe hierso, erf 81, erf 83 en dan erf 82. Maar omdat erf 81 en 83 nog nie, die oordrag van hierdie erwe is nog nie plaasgevind nie, fokus ons slegs op erf 82, waar die eienaar wil hê ons moet reeds begin ontwerp. So ons gaan 'n enkel verdieping baksteen gebou ontwerp met 'n muur om, en hierdie enkel verdieping baksteen gebou gaan dan die algemene ontvangsarea vir die oord wees. Hierdie ontvangsarea gaan natuurlik 'n paar ander doeleindes ook hê, soos 'n dagspa, koffiewinkel ensovoorts, maar dit sal ons later dan bespreek. Nou kom ons kyk 'n bietjie hierso na ons erf. So die vraag sê dat ons gebou gaan dan tussen die munisipale rioolyn. So hierdie gaan ek sommer hierso uitwys vir jou. Dit is die munisipale rioolyn en dan ook die suidoostelike boulyn wees. So ons moet eers gaan bepaal waar sit hierdie suidoostelike boulyn. So as ek nou hierso kyk na my noord simbool, dan weet ek daarso is natuurlik noord. Teenoorgestelde sal suid wees. Dit sal wes wees en dit sal oos wees. So tussen suid en oos lê my suidoostelike rigting. Nou ja, kom ons kyk weer terug hierso na die erf. En as ons nou kyk, sit daai boulyn sit dan nie. So dit is dan daai kettinglyn daar. So met ander woorde, die gebou vind dan plaas tussen die boulyn en daai munisipale rioolyn. Nou jy kan gaan uitwerk hoe groot dit is deur die lengtes hierso te vat en van mekaar af hierso te minus, en dan behoort jy dan daai spasie ook te kan kry. Reg, en dan het ons die volgende inligting ook. Kom ons kyk gou wat hier aangaan is, ek sien hierso dat die boulyn sit natuurlik aan die rivier se kant, die munisipale rioolyn sit aan Blesbokstraat se kant. So dis ons pad, en by ons pad het ons ook dan 'n ingang wat na die erf toe gaan. So hulle sê ook dan vir ons dat hierdie gebou moet 'n moderne ingang hê, wat groot deure gaan hê, en hierdie groot deure moet front aan die straat se kant, so Blesbokstraat se kant. Nou, ons gaan nou verder net 'n bietjie kyk ook na die inligting wat alles nou binne die gebou moet plaasvind. So die eerste ding wat jy moet weet is dat ons ontvangsarea moet dan 4 meter hoë plafonne hê. Nou dit gaan vir jou dan 'n indikasie wees van hoe hoog jou mure moet wees vir hierdie ontvangsarea. Dan verder sê die vraag dat ons vloeroppervlakte nie minder as 65 vierkante meter mag wees nie. So, soos ek sê, vloeroppervlakte nie minder as 65 vierkante meter nie. Dan die volgende ding is dat die ontvangsarea moet aluminium stapeldeure hê wat uitloop op 'n dek. Hierdie dek gaan gebruik word dan vir sit, eet en drink. En jy gaan sien reg deur die pad moet omtrent alle vensters en deure moet bestaan uit aluminium. Ons volgende area waarna ons kyk is dan die houtdek, wat dan vanaf die ontvangsarea uitloop, en die houtdek moet so 80 vierkante meter wees. Ek gaan dit gou daarso skryf. 80 vierkante meter, en die houtdek moet uitkyk op die rivier. Uitkyk op rivier. So hy gaan natuurlik dan ook front na die rivier se kant. Dan die ander inligting wat hulle hierso op oor die houtdek dan praat, is dat alle vloere van die houtdek moet op dieselfde vlak wees as die vloere natuurlik van die huis, en dan vir veiligheidsredes moet daar 'n 1 meter reëling wees vir veiligheid, en dit sal ek nou hierso in die notas ook neerskryf. Voor ons aangaan, gaan ons gou kyk dat
Nou die ontvangsarea lei na die volgende vertrekke toe. Nommer 1 lei dit hierso, ons het reeds gesê ook, na die houtdek toe, wat aan die rivier se kant is. Dan gaan hy ook lei na 'n kantoor. En dan die derde ene het ek vroeër ook gesê dat daar 'n koffiewinkel gaan wees. So gaan hom gaan net hierso uitskryf. Koffiewinkel. En dan nommer 4 is dit dan mans en dames kleedkamers. En dan die laaste ene is dan die dagspa. So met hierdie inligting weet ons nou natuurlik wat ons op erf 82 alles gaan moet ontwerp en dit gaan deel vorm van een gebou. So kom ons kyk nou eers hierso, ons het nou reeds die dek so 'n bietjie bespreek, ons het die ontvangsarea al 'n bietjie bespreek. Ons gaan nou begin met die res en ek wil graag begin met die koffiewinkel volgende. As ons nou kyk na die koffiewinkel, gaan jy sien dat hulle sê vir jou dat die koffiewinkel gaan bestaan uit aluminium stapeldeure wat dan oopmaak na die ontvangsarea. En dan die volgende belangrike punt is dat die koffiewinkel moet dan 'n groot vertoonyskas bevat wat gemaak is vir voorafgemaakte etes. So die koffiewinkel gaan nie bestaan uit 'n kombuis waar hulle groot etes ensovoorts voorberei nie. Dit gaan reeds voorafgemaakte etes wees wat in hierdie vertoonkaste, vertoonyskaste eintlik dalk geberre word en dat jy dan natuurlik kan sien en jy kan van daar af dan kies wat jy by die koffiewinkel graag sou wou eet, soos klein etes. So saam met ons vertoonyskas moet daar ook 'n voorbereiding en 'n bedieningstoonbank wees en dan ook 'n dubbelop wasbak om natuurlik hande te was of goed af te spoel. En dan die laaste inligting rakende die koffiewinkel is dat die koffiewinkel so plus minus 12 vierkante meter moet wees. So is nie 'n baie groot koffiewinkel nie. Reg, so ons volgende area waar ons nou na gaan kyk is dan die mans en dames toilet en wat hulle dan gaan bevat. Ons mans en dames toilette is nie baie groot areas nie. So ons kyk gou eers na die mans toilet. Die mans toilet gaan bestaan dan uit 'n toilet natuurlik en dan ook 'n handewasbak en dan die laaste ding is 'n urinaal. En dan die dames is nog kleiner natuurlik, is dan die toilet en 'n handewasbak. Soos ek sê, dis nie iets groots nie, dit met die gaste wat kom inteken by die oord dan bedien. Ons volgende area gaan ons kyk na daai dagspa van ons. En dan gaan ons ook deurgaan wat alles in die dagspa moet wees. So die eerste ding wat ons hier sien van die dagspa is dan dat hy gaan so min of meer 100 vierkante meter wees. So dit is een van ons grootste vertrekke van hierdie huis. En dan moet hy ook 'n binnehuise swembad wat hy moet bevat. So hierdie binnehuise swembad het ek daar met rooi gemerk omdat die binnehuise swembad is ietsie wat jy bietjie gaan moet navors, so jy gaan die navorsing rondom sulke klein binnemuurse of binnehuise swembadjies bietjie na moet gaan kyk. Dan gaan hy ook bestaan uit 'n behandelingskamer wat so plus minus 12 vierkante meter moet wees. So hierdie behandelingskamer is dan natuurlik waar mense, mans en dames gewoonlik gaan sodat hulle bietjie behandel kan word met of masseerwerk ensovoorts.
Dan gaan ons ook 'n personeelkamer hê en die personeelkamer gaan dan bestaan uit 'n toonbank, 'n enkel wasbak en 'n aantrekkamer. So dit is vir die personeel wat dan werk by die dag spa sodat hulle ook 'n area dan het. Die volgende area binne kan die dagspa gaan ook 'n oop area wees wat as 'n ontvangs en 'n sitarea spesifiek vir die dagspa gaan wees. So dit vorm nie noodwendig deel van die ontvangsarea vir die tyddeel nie, maar slegs 'n klein oop area of ontvangsarea, sitarea vir die dagspa. Die laaste ding is dan die aantrekkamer. Nou die aantrekkamer moet 'n aparte toilet hê. En dan moet daar ook 'n wasbak en 'n stort wees, 4 lokkers, muurgemonteerde bank en dan 'n aantrekspasie. So dit is vir die gaste wat kom na die dagspa, sodat hulle goedjies in die lokkers kan bære en dat hulle nadat hulle dan olies en die goeders ontvang het, dat hulle ook kan stort, dat daar 'n aparte toilet is vir daai gebruik, 'n lekker bank is om op te sit en te ontspan en dan natuurlik die aantrekspasie ook het, sodat hulle kan uit en aantrek. Nou ja, dit is dan alles rakende dan ons dagspa en wat ons moet weet rondom dit. So die res van die inligting gaan sommer 'n bietjie algemene inligting wees, waarna ons ook net moet kyk in terme vir die beplanning van ons vloerplan. Reg, matrikulante, so die laaste paar punte wat ek graag wil bespreek, gaan dan eerstens hierso oor die dak. So die dak is 'n hellingdak wat dan die helfte van die houtdek ook moet bedek. So dis die dak wat oor die gebou kom, hy gaan 'n bietjie langer gemaak word aan die dekkant, sodat hy 'n bietjie koelte op die dek ook kan gee. En dan het ons ook hierso aluminium vir alle vensters en deure. So omdat dit by 'n rivier is daar 'n hoë humiditeitsvlakke en vochtigheid. So dit is die beste keuse dan natuurlik vir vensters en deure. Dan moet alle kamers moet ook dan genoeg vensters hê wat na buite kyk. So die hele idee is dat 'n mens natuurlik ook die rivier kan intrek by die gebou. So dis vir alle vertrekke wat dan kan vensters hê, genoeg vensters wat dan na buite ook kan kyk. En dan die laaste ene is dat die gebou, die totale grootte vir die gebou moet nie groter wees as 280 vierkante meter nie. So dit is dan die maksimum grootte vir die gebou. Nou ja, hierdie informasie is dan die informasie wat jou regtig gaan help om dan hierdie pad en hierdie vloerplanne en veral vir jou vryhand beplanning dan te kan voltooi. Nou 'n bietjie ekstra inligting wat jy nodig het is om 'n bietjie navorsing te gaan doen. En daai navorsing sluit dan in jou konstruksiebesonderhede vir aluminium stapeldeure, so jy moet dit gaan navors. Dan moet jy ook 'n bietjie kyk na die ontwerpe van houtdekke en hulle reëlings. En dan die laaste ene is dan klein binnehuise swembaddens. So 3 goedjies om 'n bietjie te gaan navors wat jou gaan help met jou beplanning. Nou sterkte met die pad en die voorbereiding daarvoor.